Meer as 2 jaar het verloop sedert ek laas hier by Christo en sy vrou Liesel gekuier het. Dis asof ek 'n nuwe tipe van fokus begin kry het. Om te begin besef het, die lewe draai nie om wat ek besig is om te doen, die manier hoe ek besig is om 'n getuienis uit te lewe en op die dingetjies wat ek beplan nie. Uiteindelik raak 'n mens 'n instrument om 'n verskil te maak. En die instrument is ook om vir ander mense te help om instrumente te raak. So vir my het daar 'n nuwe stuk visie aangebreek. Dat die krisis is so groot. Dit gaan regtig nie oor mense nie en wat programmetjies wat ons doen nie. Dit gaan oor hoe ons mekaar kan help om 'n verskil in die grootte te doen. Met ons vorige besoek het Christo pas 'n olyfboompie geplant. Dit was vir hom 'n daad van hoop, meer as 10 jaar nadat hy as HIV-positief gediagnoseer is. Wel, ek het net voor dit gehoor, ek het 'n vigsdiagnose gehad. Ek het net gehoor nou is ek regtig in die finale stadium. En as ek nie nou op medikasie gaan nie, dan moet 'n mens besef dit kan dalk 'n korter tydjie wees voor ek dalk sal doodgaan. En ek het toe net besef, maar ek wou nog altyd 'n boom geplant het en ek het dit nie gedoen nie want ek het nie gedink ek gaan lank genoeg leef om sy vrugte te sien. Nou toe het ek die boompie geplant en geweet dis my hoopboompie. En ek seker soos daai boompie groei, so seker weet ek het hy die potensiaal om vrugte te lewe en het ek ook die potensiaal om verder te kyk en ek mag maar droom. Nou ja, dis die droom en vandag is ons by die vrugte. Hy het 'n jaar 5 olyfies aangehaal en hy is nou vol sulke kleintjies vandag. En hopelik my maand volgende jaar pluk ons 'n mandjie. Christo het die laaste 4 jaar vigs en het so 2 jaar gelede 'n proefprogram medikasie ontvang. Hy sal waarskynlik binnekort weer daarmee moet begin. Intussen is hy besig met 'n meestersgraad in publieke gesondheid en hard aan die werk vir die stigting van die Christen Vigsbureau. Christo, wat is die droom wat jou laat woeker? My droom is om regtig self 'n verskil te kan maak. Maar die breër droom nou is om vir mense en gemeenskappe effektief te help om 'n verskil te kan maak wat hulle gemeenskap sal bedien. En dat ons regtig, my droom is om die kerk te sien as 'n kerk wat besig is om te doen wat hulle sê en om lief te hê, onvoorwaardelik, nie vra nie en wat daar is vir mense. Christo het 10 jaar gelede begin met getuienis oor sy eie HIV-positiewe status. Hy het deur die jare baanbrekerswerk gedoen hier in Suid-Afrika en soms ook in die buiteland. Hy sê is nou weer besig met die projek wat volgens hom 'n deurbraak is vir die Afrikaanse kerke. Bro, vir 21 jaar het daar nie veel gebeur nie, maar die laaste 2 jaar het die kerk begin besef as ons relevant wil wees, sal ons nou iets moet doen. En die uitdaging is om die kerk regtig te begelei om holisties betrokke te raak. Nie net voorkoming nie net preek daaroor nie, maar 'n plek te raak waar as mens nou in die Christen perspektief praat, waar HIV-positiewe mense en hulle familie kan tuis voel. Maar ook waar die nood besig is met versorging vir weeskinders in terme van voedingsskemas om armoede te verlig. Dis die goed wat moet gebeur en daarom moet daar opleidingsprogramme beskikbaar wees, materiaal beskikbaar wees en dit is waar daar 'n nuwe ding gekom het. Ons het begin besef daar moet 'n een-stop senter wees. Ons het by Huguenot College in Wellington begin met 'n vigsbureau waar mense kan inbel en hulle kan hoor wat gebeur waar kry ons hierdie materiaal, kan ons kursusse bekry, kan julle vir ons kom help om mense op te lei, kan ons opleiers opgelei word, watter programme is beskikbaar, programme wat reeds bestaan, laat akkrediteer sodat mense dit kan kry en dan ook materiaal te ontwikkel wat by goed pas wat mense oralster kan gebruik waar dit nodig is. So dis 'n ambisieuse ding, maar die nood is so groot dat ons dit net moes begin het. Toe hy en Liesel getroud is, het hulle gehoop dat hulle 'n jaar saam sou wees. Dit was meer as 'n dekade gelede. Met Liesel en my gaan dit uitstekend. Ons geniet mekaar se teenwoordigheid en saam wees en sy moet nou 'n nuwe keuse maak. Want my visie is om nou by die Vigsbureau te begin werk by Wellington. 9 jaar het ons saam gewerk. So sy is nou onder 'n nuwe situasie. So ons het op hierdie stadium is dit die gastehuis. En dan toe ook te kyk wat bring die pad vir haar vorentoe. So ons leef voluit.